Ja, baie dankie oom. Dit is beslis 'n groot eer om dit reg te kry. Maar dink jy nie dis tyd dat hulle julle twee split nie? Ja, maar dit gaan nou sleg lyk as ons nou twee zones op te onder. Ja, ek meen as ons 'n sinker in die dam gooi, behoort Maar ons ja. al klaar te sien hoe dit is. Ek meen, ons gooi nou by die rivier sinkers rond en ons kan dadelik gesien het dis die water. Ons gooi die sinkers, sien daai sinkers. Maar ja, as ek jy het dit op die kop geslaan, ek sal nie met 'n predetermined plan sien toe gaan nie. Welcome to another episode of the original podcast with me, your host, Saki van die Kerk. Alright, welkom terug by nog 'n episode van The Original Podcast. Ons het vanaand vir julle 'n lekker propvol episode. Klomp mense op die call vanaand, so ons is 'n bietjie iets anderste. Ons het verlede week het ons nie 'n guest gehad nie, dan maak ons hierdie week sommer op waarvoor dat ons met twee het. Ek dink dit gaan 'n gewende episode wees. Maar voordat ons daar inspring, Dad, welkom by vanaand se episode. Dit is weer immer so 'n aand episode. Dankie Sakkie. Ja nee, gelukkig het ek die keer daarom whisky maak het op my kuggie saamgebring. So as ek begin hoes en dan moet julle nie dink ek lag nie, is maar net so streshoesie. Maar saam wegkry. Elke week sê pa vir my, nee, dis net nou ewe skielik wat pa so 'n kuggie het, maar dit gaan nou aan vir die afgelope 4 of 5 weke. So ek dink op hierdie stadium moet ons maar net sê dit is maar hoe pa is. Dis maar 'n neiging wat pa het. Vir nou. Party ouens se nek maak so 'n pa se kuggie maak maar so. So ons moet nou maar net dit aanvaar. Ek sien Herman as hy roer dan maak die hele kamera so. Ek weet nie of sit op die trampolien nie. Want my spasietjie hier waar ek sit is ja, hier by die spasie van my is baie groot. Ek het myself hier mooi indeel. Ons kan sien ons gaste vanaand is bekende gesigte op die podcast. Een baie bekende gesig en dan een redelike bekende gesig. Meneer Geier, welkom by vanaand se episode. Welkom weer terug. Jy sal amper 'n co-host saam met ons hierso. Dankie Sakkie. Ja, dit was nou rukkie laas dat ek op die podcast was. Ek het so 3 maande leave of absence gevat, hierso lyk dit my. Maar ja, ek dink jy het seker bedoel toe jy sê die podcast is propvol met ek en Herman wat so 'n bietjie die skreen vol sit. Ek sal nie so ver gaan nie. Ek dink nie julle is veel groter as wat ek by pa is nie. So ek dink dit is maar propvol vir vier voorspelers. Ek dink nie een van ons sal deurgaan as 'n agterspeler mee nie. Ja, 100%. Maar ja, nee, lekker om terug te wees, Sakkie. My pa het nog altyd gesê dat hy hardloop, hy hol vinnig, maar ek het voorheen op die podcast al gesê as iemand vir my 'n video kan neem van my pa wat hol, kry hulle 'n liter Petition nie. Maar die ander gesiggie wat ons sien, meneer Herman, welkom by vanaand se episode. Welkom terug. Ja, dankie Sakkie. Dis lekker om hier te wees. Ek dink ons kan begin om sommer net vir Herman te sê baie geluk. Ons sien hy is die naweek aangewys as sportman van die jaar van Gauteng. En hulle het net nou van die lug af vir ons gesê dat tussen hom en Herman tussen hom en Gideon maak hulle nou maar beurte. En hulle het dit nou al 3 of 4 jaar wat hulle dit so tussen hulle hou, klink dit my. Of 3 jaar, nee. 3 jaar wat hulle tussen hulle hou, so volgende jaar is seker weer Gideon. Ja, 3 jaar. Maar baie geluk, Herman, dit Ons probeer nou eers net vir 3 jaar. Sê dat ons nou lank probeer nie. Baie geluk in alle geval, Herman. Dis 'n groot prestasie en wel dan en ons weet wat verg het om baie dankie oom. Ja, baie dankie oom. Dit is beslis 'n groot eer om dit reg te kry. Ek sê Saterdag aand na hulle vir my die ding gegee het, ek was so half, het my so half ontkant van die eerste jaar dat ek hom gewen het ek dit verwag. Hierdie jaar het ek dit nie verwag nie. Ek het gedink ek is naby, maar ek het nooit gedink ek het die mylpaal behaal nie. So toe hulle my naam uitroep, was dit nice en by Gauteng op die oomblik is ek meen 'n prysuitdeling by ons is 'n vol veld. En as jy daar op staan en daar staan
ek meen 300 of 400 mense op en klap vir jou hande, jy stap op en ja, dis 'n spesiale oomblik en is iets waarvoor 'n mens werk, is iets waarvoor jy hard werk en wanneer dit gebeur dan waardeer mense daai oomblik. Ja, so nee, baie dankie. Dit is 'n lekker oomblik en ek waardeer die Herman het vir die die luisteraars by die huis wat nou nie noodwendig die hele sportsman van die jaar ding verstaan nie. Wat is die kriteria rondom dit? So by ek weet nie ek praat nou vir Gauteng. Ek weet nie hoe wat die formule is hoe hulle dit uitwerk nie, maar by ons so alles wat oplei tot die SA's wat verby is. So ons hengel is 'n reeks ligas. So daai ligas tel vir jou proef en dan jou proef obviously tel dan om jou in 'n span te kry. Nou jy kan slegs as sportsman aangewys word as jy in die A-afdeling liga hengel en in 'n A-span van jou provinsie deelneem. So dan jou liga punt, jou SA punt en jou proefpunt. Dit word gekombineer in either 'n persentasie op 'n glyskaal. Soos ek vir jou sê, ons weet nie regtig hoe hulle dit uitwerk nie, maar dit is wat is daai 3 kriteria's. En dan om daarby terug te val, ek meen Gauteng se A-afdeling liga, ek dink nie daar's 'n of althans ek weet daar's nie 'n liga in die land wat by daai liga kom nie. Dis 'n verskriklike strawwe liga korps. Dan obviously ons hengel in die A-afdeling in die primêre afdeling van die SA's om daar te presteer. Ek meen is klaar weer 'n ding op sy eie. En dan ons proewe, vir ons Gautengse proewe op die oomblik, daar dag 75 tot 80 ouetjies op en almal fight vir 'n spot. Ek meen so ja, so om as 'n sportsman daar uit te tree is ja, jy moes jou sterretjies moes in die regte lyn geval het en jy moes goed gedoen het. So ja, ek glo daar's 'n paar ouens wat gefight het vir dit en wat in daai kriteria val. Maar ja, was weer my beurt geweest om te kry. So dit is dis baie lekker. Baie lekker. So dis uit en uit 'n performance-based ding. Dis nie net om as gevolg van die feit dat jy 'n moes en high ou is nie. Ja, kyk, ek dink as ons ons gelyk was, had ek gewen omdat ek die nice ou is. Ja, ek dink dis 'n helse prestasie en ek dink vir die luisteraars by die huis wat nie sal weet nie, maar Gauteng self is 'n verskriklike sterk span op hierdie stadium. Ek kan nie sê hulle was nog altyd 'n sterk span nie, maar die laaste paar jare is hulle regtig dit is een van die mees kompeterendste areas in Suid-Afrikaanse hengel op hierdie stadium en om daar te perform is nogals om bo daar te eindig is nog 'n besonderse ding. Om daarbey te las, ons het eintlik redelike goeie nuus in die regional span. Ons is nou gelukkig bevoorreg genoeg dat Herman nou saam met ons in die span is, saam met ons in die deel van die span geword voor al die goed nou. So dit is lekker om hom in die span te hê, maar ons het ook onder andere het ons nou vir Nadine 007. Daar as ek dit nie mis het nie, het sy ook weer iets gekry. Sy's ook sportvrou vir die jaar. Ek is nie seker was dit by SAFOF of by Sentraal Gauteng nie. Ek het daar nie gesien nie. Ek het nog nie met haar self daaroor gepraat nie. Definitief nie Sentraal Gauteng nie. Sy is Mpumalanga. Sy's op by Mpumalanga, maar ja, is by die SAFOF of die nasionale, dis by die nasionale prysedeling geweest, nie by provinsiale nie. Ja, ek dink ook dit was nasionaal. Waar sy sportvrou van die jaar gekry het. Ja. En dan het ons nog met Emile Ras, ek dink ons kan dit ook maar net noem, ek dink dis ook 'n helse performance daai. Emile Ras is nou een van ons, ook een van die nuwe ouens wat nou saam met ons in die span is, maar is 'n verskriklike jong man, hy is nou wat 19, ja. Emile, Gideon? Wel, as hy nou 19 was, gaan ons omslaan dat hy 20 is. Ja, so hy was laas jaar matriek dink ek. Nee, hy word hierdie jaar 20. Ja, want hy het laas jaar het hy B-span gehengel. Ja. Yes. So hy word hierdie jaar. Hy het laas jaar was hy in die B-span geweest, maar by Gauteng het hy nou hierdie jaar na die proewe is hy nou opgeneem in die Gauteng A-span. So vir iemand wat 20 is om in 'n provinsie soos Gauteng nog steeds deur te druk in die A-span en
van die ou gesoute ouens uit te druk. Dis nie maklik nie. Dis 'n sewige paadjie om te vat en hy het dit goed gedoen. So ek dink dit is van ons kant af vir Emil, as jy hierdie nou kyk, yes, like well done bro. Dis regtig dis 'n goeie ding. Ek bedoel Gideon is nog jonk en Gideon noem hom 'n laaitie. Gideon lyk nie jong nie, maar Gideon is nog jong. Maar dit Emil sê dit is as gevolg van die feit dat hy teen ou mense meeding soos Herman. Ja. Hy sê oom Herman is mos daarom al 20 jaar ouer as hy, so. Hulle begin mos maar 'n bietjie lank in die tand dra. Ja, maar hy sal verstaan. Hy sal verstaan. Julle moet nou nie laat ons daai pak slaag laat kry nie. Ja, gelukkig Emil gaan nie so sleg gaan wees soos die ander nuwe ouens nie, want ons gaan vir hulle met Emil slaan. Ja. Is al 'n klomp nuwe ouens in die span, Herman. Ja, 4. Ons is 4 ouetjies. 4 nuwe manne. Yes, like Ja, my broer is terug. Hy was, ek meen hy het al dink 7 of 8 keer vir Gauteng se A-span gehengel voordat hy 'n breek gevat het. So hy het nou 2 jaar by die B-spanne gehengel. Ek meen dit is van my net rede vir die SA ranking hier. So hy is weer terug. Dan het ons obviously vir Eugene Longendijk, Rolf Sebuti, is sy eerste jaar. Hoe het hy opgekom? Hy het opgekom, ons is baie bly daaroor. En dan het ons Andre Pelser, wat ook 'n junior is wat so half 'n sabbatical gevat het vir 'n ruk, nie kompeterend op provinsiale vlak gehengel het nie, maar hy was laas jaar het hy kom proef. So hy was opgeneem in een van ons C-spanne en hy was weer by Victor de Dorm daar gewees by Grootdraai. So ons het nou 2 juniors wat as Victor de Dorms uitgetree het SA's uit, die jaar se proef by gewoonheid baie goed gedoen het. Ek meen, jy moet goed genoeg doen. Jy kan nie jou naam ry om in Gauteng se A-span te kom en hulle het albei baie goed gedoen. So ons is regtig opgewonde. Ek meen ons het vir die laaste 2 jaar het ons 'n goeie span gehad en dis wat die nice ding is op die oomblik van Gauteng. Ek en Gideon praat daaroor. Ek sê vir hom jy weet daar's regtig waar groei in 'n provinsie as jy 3 jaar in 'n ry 'n senior A-span sterker kan maak. So ja, ons is baie opgewonde om 'n bietjie jong bloed in te kry. Ek meen ons is nog 'n regtig 'n jong groep. Ek dink my broer, ons het vir Rian Venter wat nou 50 geword het, maar Rian Venter is 'n Protea hengelaar. So hy is ons oudste ou in die span. En dan my broer is 46 en dan die res van ons, ek dink dan Martiens is ook in sy 40s, 42 of 43, maar dan is die res van ons almal in ons 30s en dan het ons nou 2 mannetjies in ons 20s. So dis 'n lekker. Ek dink Andre is ook naby 30. Ek dink Andre is 30, ja. Ek het nou die dag het hy vir my gesê, ek dink hy is 30. Maar ja. So nee, dit is nice. Ons het regtig hierdie jare 'n baie goeie baie opwindende span. So daar lê vir ons nou weer 'n nuwe paadjie voor, maar ons is opgewonde. Ons is regtig opgewonde. Maar dit is iets wat die mense na moet kyk. Ek bedoel as mense dink aan die Vrystaat span. Ek bedoel nou almal ken die Vrystaat span op hierdie stadium wat regtig ook perform. Ek weet nie ek nou baie lank lank met een van hulle gepraat oor hoe hulle span op hierdie stadium lyk, maar daai span is al dieselfde vir 'n paar jaar. Ek bedoel op een of ander tyd gaan daai ouens op begin oud raak. Hulle het een change gehad. Ek dink Willem Klemp het afgeskuif B-span toe en dan daai Pieter Visser weer opgeskuif A-span toe. En dan Spire het laas jaar onttrek vir SA's, maar hy is nou weer terug in die span. Hy is die reserve en dan Darren Hendricks is die hengelaar. So hulle span. Ja, maar Darren is ook daar nog jonk. Ja, Darren is ook nog. Ja, maar as ons vat 2 jaar terug se SA's by Bloemel wat ons daai klomp klein visies gevang het, dink ek het ons daai tyd op gesê hulle average ouderdom in hulle span was 'n paar jaar jonger as ons average ouderdom. Ja. So hulle het gevestigde ouens in die span, maar hulle ouens is ook nie hoë 40s nie. Hulle ouens is ook maar hoë 30s, lae 40s. So ons average gaan 'n bietjie afkom met die jong ouetjies wat in is, maar as jy hulle uitval is kyk na ouens soos Josef en AP en daai. Hoe oud is hulle? Ek dink hulle is net so, hulle is omtrent Herman se ouderdom. Ja, ek dink AP is ek weet Ella, ek Elsie is 42.
Dink die oudste Dink ou in hulle hulle almal is span, waar, die oudste ou in hulle 38. span is Willie Richards, hy's ook 50 of 51. Maar die res van hulle is almal daar, ek dink ook in daai 44 tot 38 range. Maar ja, dis soos Sakkie nou gesê het, ek meen, meerderheid van daai ouens kom al vir die laaste 10 jaar saam, met die uitsondering van 1 of 2 veranderings elke jaar, wat ja, dis amazing. Maar ek dink veranderings is 'n goeie ding. Veral as mense dit vir 'n verandering maak en die persoon wat inkom is 'n persoon wat dit verdien en is 'n jong ou. Laat 'n ou weer daai ervaring kan oordra. Laat as jou ouer ouens nou uitgaan, dan weet jy daai ou het nou al weer 10 jaar geheng. Ja. Ek bedoel teen die tyd laat Emil 30 is, gaan hy so ervare wees, jy kan dit nie glo nie. Nee, beslis. Ek het ander dag toe net na as die span aangewys is, ek het so 'n hele wyle terug het ek en 'n hengelaar van 'n ander provinsie praat ons oor jong ouetjies wat 'n kans moet kry om te hengel, en onder andere was Emil een van die ouetjies waar ons gepraat het, en hy sê toe vir my die grootste fout wat hulle sal maak is om daai ouetjie binne die volgende 2 jaar in 'n A-span. Nee, hy sê hulle sal hom in 'n A-span sit en die A-span sal hom breek. En ek sê toe vir hom, nee, ek kan nie, ek sê vir hom, daar's 'n verskil tussen, en hy noem toe 'n ander junior, en onder andere praat ons toe oor Joseph de Beer, Joseph de Beer was een van die min ouetjies wat direk na junior in 'n senior A-span ingekom het, en hy daai vorm aangeneem, en hy was goed. Maar weer eens, dis wat ek nou, dis nou waartoe ek wil gaan, hy het by 'n Vrystaatspan ingestap, wat hom kon beskerm, wat hom kon intrek, en ek dink Emil is nou op daai plek, en hy praat toe van 'n ander juniortjie wat toe, ek weet 'n great run gehad het as 'n junior Protea atleet gekry het, en sy eerste jaar by die B-span gaan, en hy het 'n great B-span gehad het, en toe hy by die A-span kom, snaaks genoeg, sy A-span Essos wat hy toe gehengel het, was die een wat ons by Bloemhof gehengel het, waar hy baie vis gevang het, en toe val hy heeltemal uit die bus uit. Toe sê ek, maar jy moet ook gaan kyk na die tipe hengelaars waarmee hy geomring was. Ek meen, Emil kom nou in 'n span in waar daar verskriklike sterk persoonlikhede is. Ouens wat regtig waar nie omgee oor die ou wat langs hom sit nie. Ek meen, en as hy op die dag dalk nie 'n great dag het vir een of ander onbepaalde rede, en hy kom vanaand by die kamp, is ons groep ouens wat hom kan vat en sê, luister die som, maar dit het nou gebeur, ons skud dit af, môre is nog 'n dag. So ek dink die groep ouens vir wie hy instap, is regtig waar ouens wat uitsien om daar te hê. Ons is baie opgewonde oor hom, regtig. Ek is opgewonde oor Eugene Langedyk, is ek verskriklik opgewonde oor. André Pelser, en daar is ek kan invul, ek meen ons wou eintlik daai ouens al laas jaar in ons span gehad het. Ja. Om dit so blantant te stel. Ja, nee, definitief. So ja, ons is regtig opgewonde, en ons sien presies wat oom Barry nou gesê het. Ek meen, as jy daai ouetjie 10 jaar van nou af vat, en jy meet hom oor 10 jaar van nou af, ek meen, hy gaan emosioneel so sterk wees as 'n hengelaar oor 10 jaar, en dan is hy nog 'n jong man. Ek meen, dan het hy nog 20 jaar tot hy 'n meester is. Ek meen, as daai ou, ek meen, hy kan hoogtes bereik in hengel wat, as hy regtig wil, wat Ja, hy gaan 'n wapen wees. 100 Wat lekker is Maar as 'n mens kyk, as 'n mens kyk na julle span, julle het vir Rolfie, julle het vir Eugene. Dis 2 laities wat ook juniors gehengel het. Ook deur die ranks gegaan het met juniors. Julle het 'n klomp van julle wat deur die junior ding gegaan het. So dis nie dat enige van julle onbewus is van die hele junior mites uit die vreeslik lank uit die junior uit is nie. Ja. So dit is ek dink dit is regtig 'n goeie environment om in te kom. Ja, nee, beslis. Ja, ons is opgewonde, so maar ja, ek wil dit amper nou maar daar los. Ek meen, ons dit is die ouetjies, jy moet hengel om in daai span te wees. Jy word nie in daai span opgeneem. Ek meen, die keerders sit 'n hele dag om en probeer om daai span te roskam, en ek meen, Liesel wat ons hoofkeerder is, hy die aand met die uitnodiging, toe sê die eerste naam van die ouetjie in die B-span sit, toe sê sy, hierdie ouetjie is in die B-span, want daar's nie plek vir 16 ouens in die A-span nie. Ek meen, so dis so tough het is, en ek meen, hulle moet daai fyn besluite maak, en ek meen, nie maak my ouens ongelukkig, dis die realiteit daar agter, maar ek dink
uit die aard van die saak uit, as jy daar wegstap en dan moet jy ook sê, weet jy wat, by ons is dit eenvoudig, as jy in die top 6 is in die span. As jy in die top 6 eindig van Gauteng, kies jy jouself. Die ander 6 ouens word deur die keerders gekies. En daar begin hulle nou ouens te kam en te sif en te sê, okay, maar hierdie ou se laaste SA's het dit gebeur. By die gooiproewe het dit gebeur. Op sy keringsperformance, as die keerders by hom kom, het dit gebeur. So dan begin hulle nou goedjies sif. So die ouens wat gekies word uit die aard van die saak uit is daar op meriete. En ek dink Gauteng se keerders het hierdie jare 'n great span gekies. Ons is bly. Ek meen, ek en Gideon praat baie hieroor en ons spot altyd en ons sê, of ons spot en ons sê, weet die span wat gekies is die span wat ons wou gehad het. Maar dink jy nie dis tyd dat hulle julle twee split nie? Ja, maar dit gaan nou sleg lyk as ons uit 2 zones opdonder. Dink nee, ek is nou ernstig. Imagine as julle nou die twee van julle vat en split en sê right, okay, een van die nuwelinge en die ander een vat 'n ander nuweling. Die dinge Net om daai kalmte te gee en die nice ding is die nuwelinge wat in die span kom, het nie daai kalmte eintlik nodig nie. Ons kan actually met die nuwelinge wat in die span kom, 2 baie goeie penne maak wat mekaar gaan komplementeer en gaan rustig maak en sterk gaan kompeteer. Is so, tot hulle langs iemand sit soos 'n Herman of jouself, maar van 'n ander provinsie en hulle begin hulle intimideer en bietjie wara. Ons weet mos maar hoe gaan dit. Ja, ons het daarom almal die geleentheid gekry om teen al twee hierdie jong ouetjies te hengel op ons proewes. Ek meen, Emil het met laas jaar se proewe het hy 'n paar name gevat. Hy het laas jaar letterlik hy het my opgerol op een proef, hy het vir Martinus dink 2 keer opgerol. Hy het vir Rolf opgerol. Hy het daarom nie vir Gideon opgerol nie. Gideon in die middag al gekom. Die Frans vir hom het jy daarom reg gekry om vir Emil te wen. Toe sê hy ja, ek laat nie 'n kind my wen nie. Hy het jou boetie ook opgerol, ek het dit vir boetie ons gesê. Hy het my boetie ook opgerol, maar ja, my broer het daarom revenge gekry op die laaste beet, het my broer ons vir my en vir hom sleg opgerol. So nee, ons het daarom ook hierdie ouetjies gesien alleen op 'n pen sit waar hulle teen Tussen die groot ouens. Ja, waar hulle my skouers skuur. Ek meen, Emil het reg langs my gesit by die buurman en hy het vir my 'n behoorlike pakslag gegee. Dit was nie eers Ja, en die dag wat ek teen hom gehengel by Leeuplaas was hy tot seker 12 uur was hy voor my. Ja. Ek het in die middag 'n klomp vis gevang, maar ek was eerste in die sone, hy was tweede in die sone en dan was die ouens ver onder derde en vierde. Maar die punt wat ek eintlik probeer maak is, as ek reg is, het julle nou 2 jaar tweede geëindig, nee. Ja, oom. Ja, wat moet dit so hard sê? Ja, Nee, maar dink net 'n bietjie daaroor. Sou dit nie 'n verskil gemaak het as julle al twee 'n eerste kon kry, plek van een 'n eerste en een 'n tweede nie? Ja, by ons die laaste 2 jaar sou 'n sone wen, sou 13 punte nie, 14 punte nie 'n verskil gemaak het nie. Ons het ongelukkig met Vrystaat ons net te ver gewen. Ek meen, die jaar wat verby was het hulle ons, ek dink die jaar voor dit het hulle ons met 4 punte gewen, maar hulle het, ek dink 32 punte opgemaak en nog 4 punte verby gegaan. Hierdie jaar dink ek het hulle, 23 punte opgemaak en nog soos, ek dink 30 verby gegaan. So, dit was die performance van die span op die laaste dag was, dit was patheties. Ek meen, Ons gaan hierdie punt wat oom nou het, gaan ons about oor 5 podcasts kan redeneer en so. Ek dink maar net altyd 'n mens moet jou top ouens vat. Daai top 6 ouens, ek nooit laat hulle saam op 'n pen hengel nie. Ek sal sê dis die 6 ouens en elkeen kry 'n partner. Hulle het dit in jaar wat ons hierdie jaar gekies het, kan ons nie sê ons het 6 top ouens en 6 ouens wat net gaan hengel nie. Ek dink hierdie jaar het ons regtig 'n span wat jy kan sê ons het elke ou kan sy man staan en elke ou kan op die dag
jou wen en jy kan enige wen op die dag ook. So ek dink nie daar's 'n ding wat sê wat se naam, ons het 6 top ouens en die ander ouens val net in nie. Ons het regtig 'n baie sterk span hierdie jaar oom. Ek hoor, al wat ek sê is dink jy dit kon verlede jaar 'n verskil gemaak het. Daar's niks wat jy nou kan doen wat verlede jaar se verskil kon gemaak het. Ja, laas jaar is in die verlede oom. Ons gaan baie lank. Niks wat mense nou gaan doen kan dit verander nie. Daar's heelwat dinge wat ons laas jaar ook kan anders doen oom, maar dis soos Herman sê, ons het laas jaar het ons het 2 dae baie goed gehengel en genoeg punte gemaak in die laaste dag. Ons het die eerste 2 dae, al 2 dae oor 110 punte gemaak en die laaste dag maak ons 80 punte. In die jaar voor het dieselfde, toe maak ons 110 en dan ook oor 110 die eerste 2 dae en die laaste dag 100 of 90, kan nie onthou nie. So julle is ons Bafana. Nee, Hulle choke as dit groot games is. Nee, Bafana was eers in die prentjie gewees nie. Ons was daarom in die prentjie vir 2 dae gewees. Ja, so ek sê ons kan nou lank daaroor praat en redeneer en goeters. Dis in die verlede. Ons het nou maar weer eens vrede daarmee gemaak. Ons gaan nou maar kyk of ons hierdie jaar kan bou daarop en kyk. Maar ja, ding wat ons nie genoem het, ons het hierdie jaar ook 'n nuwe kaptein in die span. Benny Kloete is ons kaptein van die span hierdie jaar. So dit is ook seker maar up to him wat die besluite gaan maak, wie gaan penmaats wees en wat is sy plan. So ons kan nou maar hier sit en planne maak soos ons wil. Ultimately is hy maar die kaptein van die span. Wie was julle kaptein laas jaar? Philip van Wyk. Soos julle kan sien, ons het nou 'n bietjie vir Herman verloor, maar ons weet hy is weer op pad een of ander tyd. Ek weet dit nie hoe lank dit hom gaan vat om weer op te kom nie. So kom ons wag maar en kyk wat sê hy. Maar terwyl ons vir hom wag, Gideon, een van die redes hoekom ons ook nou maar gesels het rondom om die twee van julle op te kry. Die laaste 2 jaar het julle nou redelik alright gedoen by die Geyspitzer Winter Classic. Hy is nou weer om die draai. Ons het gesien is nou oor so 'n maand. Ek dink jy het gesê is die 20ste, 21ste en 22ste, 21ste, 22ste en 23ste Augustus. Yes, 100%. Waar daai toernooi nou weer aan die gang is en ek dink dit is 'n goeie tyd om bietjie daar rondom dit te gesels en vir die ouens bietjie raad te gee van hoe hulle kan voorberei vir die manne wat inligting soek. Hoe om dit te doen. 2 stelle advies. Koop genoeg brandewyn en 4 maak. So, en dan sodat jy maak soos Roelville met die jag, kry jy 'n brandewyn budget. En werk uit hoeveel brandewyn elke ou gaan drink 'n aand en dan sit jy so 20% daarby net vir in case. En dan koop 'n mens net genoeg hout. Dis about die 2 adviese wat is koud. Dis about die 2 adviese wat ek vir julle kan gee. So ja, nee, Sakkie, is maar moeilik want ek meen jy weet nie wat se oor jy gaan sit, waar, wat, hoe nie. Hulle het nou vir ons die oewers gegee. Ons 1 sone gaan by Leeuplaas wees en dan gaan daar 2 zones by Hearts East wees en dan 'n 3de sone of 'n 4de sone by Maisyfield. So ons is 4 verskillende zones wat elkeen teen hulle self hengel. Die eerste plek 75,000, ek dink die tweede plek in daai sone 30,000 en dan die laaste of die derde plek is R10,000. So die prysgeld is ook maar 'n case van all of nothing. Ek dink daar's net 3 plekke vir die 3 swaarste karpe en dan daarna is daar 'n bietjie spesiepryse, baber en 'n moddervisprys en so aan. So ja, so dis basically 4 verskillende kompetisies. Ja, jy hengel teen die mense in jou sone. En daar's die ou wat al geel eers eindig gekry niks. Daarvoor. Ja, hierdie keer niks nie, want dis eintlik maar onregverdig. Ek meen ons het dit laas jaar ook gesien, ons het by Mianzi gehengel. Die vis was bitter moeilik daarin. Die ouens wat 3 karpe kon vang. Se 3 karpe was baie kleiner as die ander oewer se 3 karpe. Ek meen daai Leeuplaas se 3 karpe was groot en daai Maysfield se 3 karpe was ook groot geweest. Ons sal nie naby dit kon kompenteer nie. So dis meer regverdig hierdie jaar dink ek. Hulle het slim gedink daaraan. Maar ja, ek het so 'n bietjie 'n probleem met die oewers want as jy nie regte pen trek, gaan jy sukkel om te kompenteer. So dis die derde advies wat ek kan gee. Oefen solank jou brail dat jy die regte pennommer kan trek. Brail.
Braille, dit is waar weet jy lees braille. is. Ja, dat jy kan dat ek nog Jy kan nog wat doen julle die leers 'n byl gooi kompetisie om te kyk wie Ja, wie dit gooi kan ook bal? werk en jy elimineer die kompetisie bietjie so. Gideon, maar So, julle het die laaste 2 jaar het julle nou julle het goed gedoen, nê? As ek dit nie mis het nie. Julle het albei keer dat julle 2 jaar terug het Herman saam met Christian en Raymane hulle gehengel en 2 jaar terug het ek saam met die papgooiers Brennan en Marnus gehengel. 2 jaar terug het ek net ons het 'n paar duisend rand gewen, maar nie te great nie. Maar laas jaar is ons gelukkig met ons performance. Ons het laas jaar ons sone gewen. Ons het laas jaar arm 60,000 rand gewen tussen die 3 van ons, so 20,000 rand elk huis toe gevat. slag, dis 'n bargain. Dit was 'n bargain. Dit maak amper jou bakkie vol met diesel. Nee, daarom nie. Nee, daarom Net. daarom so 10 tanks. Dis about die diesel vir die jaar se Nee, maar ek praat van die hele bak voor en die canopy agter, alles vol diesel. Kyk, as ek so 'n bietjie raad kan gee vir die ouens wat daai ding gaan deelneem, ek meen daar's 'n klomp mense wat daar opdaag en dink is 'n spesie kompetisie. Dis nie 'n spesie kompetisie nie. Gaan gooi pap. Gaan doen proper gaan doen oorhengel. Ek meen daar's ouens wat sien toe gaan in 'n pophuis vol boilies en tiger nuts en goed gaan kook en dit in die water gooi. Valdam se vis is nie gekondisioneer om hy goed te eet nie. Dis eenvoudig die realiteit daar agter. Jy kan nog 'n mieliepit gooi. By al mense, jy kan met 'n mieliepit nog gaan hengel. Maar die beste raad wat ek kan gee vir enigiemand wat 'n nuwe hengelaar is wat soontoe wil gaan gooi pap. Doen normale konvensionele oorhengel en jy sal 'n beter resultaat hê as wat jy gaan probeer om tiger nuts en snaakse goedjies in die water te gooi. Die beste manier is maar net vang vis. As nie- jy tiger nuts en daai goed Ja. ingooi, is die moontlikheid Ja, dat maar jy dis wat jy niks nou gaan sê, vang jy nie. moet met Is net oorhengel so. ruil ons die aas. Ek meen Ehm. ek en Gideon het nou laas jaar wel met 'n baie interessante manier uitgevind dat ons die goed langer moet laat lê. Maar ek meen as die vis daar is en jy kan deur daai vis werk, gaan jy op 'n stadium 'n bietjie kos agterlos en jy gaan dalk die geleentheid kry om daai groter vis deur die nag te vang. Of in die oggendure, maar ja, as ek een raad kan gee en ek sien dit ons sê ek die 2 jaar wat ek het nou gaan hengel het ek het nou 'n paar keer gesien. Die ouens wat die spesie ding probeer oor die algemeen tradisioneel spesie hengel, sit daai ouens aas saggies neer en hulle los daai aas daarso want hulle glo daai aas gaan nêrens heen nie. En dit is die waarheid. Ek meen 'n tiger nut kan jy kan hom 10 keer daar gooi en hy gaan nêrens heen nie, maar weer eens ek glo nie Valdam se vis is gekondisioneer om daai goed te eet nie. Hulle is gekondisioneer om flouties en deegies te eet, maar dis die tipe hengel wat in die Valdam gebeur. Ja, dis maar 'n mixed bag ook Sakkie. Ek dink dit hang ook maar waar jy sit en wat voor jou is. Ek meen 2 jaar terug het JC en Wynand dit gewen en hulle het 'n pophuis vol voer in die dam gegooi. En laas jaar toe ons klomp voer met 'n spom in die dam gooi, toe ons vis weg. So dis maar 'n moeilike ding om te sê gaan doen dit of gaan doen dat. Daar's nie 'n resep wat jy moet maar die water voor jou lees. Ek meen ons kom by die dam aan dan het ons 'n plan. Ons kyk na die dam en ons 'n plan. Dis moeilik om nou vir 'n ou te sê En jy hengel met 6 gaan stokke, né? maak Jy kan 8 stokke voorberei hengel. Ja, jy kan 8 stokke op jou pen gooi, maar dis ook 'n ander ding. As jy 8 stokke gooi, het jy te veel pressure en ek meen jy het 'n 50 meter spasie, so 8 stokke en 50 meter. Dis ook maar weer eens 'n gamble. Wil jy daai pressure op die vis sit of wil jy 'n verskeidenheid aas insit of wil jy verskeidenheid dieptes of afstande hengel? So dit is maar soos ek sê, mense moet op jou pen kom en jou water voor jou kyk en dit benader. Jy kan nie nou Julle sê is jy die gaan jaar- dit en dit doen nie. Julle is die jaar weer 3 Ja, op die pen. ja. Wie hengel saam met julle van hierdie jaar Gideon? Daai skoolvriend van my David. Dit jy Herman het laas. Ja. Ja, en Herman se laaitjie of my vrou gaan dan die 4de hengelaar wees. Want jy moet 4 inskryf. Jy moet 'n span van 4 inskryf. Ja, goed, dis interessant. Jy sê nou van
Nee, sy sal nie die naam op die lys wees. Dan nee, hulle sy- jy sê want dan hulle 5. Ja. Ja. Maar die ander ding is Jan hulle wat laas jaar ook daar goed gedoen het daar by daai Maysfield. Hulle het ook 'n pophuis vol voer in die dam gegooi en hulle het ook 'n dink toe ek op die voor anglers was het daai Jan gesê hy het 'n 500 gram fluorescin in sy voer gegooi. Dis so ja. Dis ek sê dit hang maar ek meen naby ons was by Mianzi gewees en daai koue water, daar's min vis. En die Saterdagmiddag toe ons 'n klomp spoms in die water gooi, toe is ons buite weg, dis ons vis weg. Maar as jy ook gaan kyk na laas jaar se resultate, ek meen Dis- Jan dis hulle het te nou veel gewen vis in die water. by Maysfield. Jan het 'n baie goeie oeverhengel agtergrond en dan het hy 'n die karp fasette agtergrond. Hulle op die uitsondering het dit so gedoen, Ja. maar ek meen as jy Nieuwplaas was gewen deur Barend en LC is van die land se beste oeverhengelaars. Moelmans was gewen deur Johan Bekeshulle, weer eens een van die land se beste oeverhengelaars. En dan Mianzi is gewen deur die land se beste hengelaars, Herman en Gideon. Ja, ek moes net daai netjie ingooi. Maar weer eens, dis die oeverhengelaars, die beter oeverhengelaars het op 3 oevers gewen en weer eens en Jan Sleebush is 'n baie goeie oeverhengelaar. Ek meen, jy kan dit nie van hom af wegvat nie, hy is 'n goeie oeverhengelaar. So dit val weer in en soos Gideon sê, dit is maar 'n mixed bag, maar ek glo jou benadering moet baie meer papgooi wees as wat dit is as spesie is. Jy moet dis maar hoe ek dit sien. Ek kan dalk verkeerd wees. Ja, Wat maar wat ek sê in terme van wat ek bedoel is maar net al wat ons vat van die spesies, ons gooi net mielies en basically mielies soos voer. So ons gooi chick en heelpit mielies in 'n spom en ons gooi dit. Ek meen dis wat ek dink wat JC hulle gedoen het 2 jaar terug. So dis nie dat ons particles met 'n spom gooi nie. Ons gooi basically maar dieselfde kos soos dat die vis in die val dan eet, wat mielies is en chick is so naby aan mieliebom ons wat jy kan kry. Nou, ons gebruik daai dit mielies wat jy gegooi het, was dit gekook? Ja, ons het gekook, mielies gekook en ek het nog met oom voor die tyd gepraat, bietjie mielies gekook en bietjie molasses blokke fyn gemaak en chick. Ons het so 'n hele mix gehad, maar dit het ons nie gehelp die keer nie. Hy julle het gewen. Ja, maar soos ek sê, na ons daai spoms gegooi het, ons nie weer 'n vis gevang nie. Herman het daai aand 'n byt gekry en ons het daai vis verloor en dit was dit. Daai volgende oggend toe vang ons 3 sulke karpies. Maar wat dink jy kon gebeur het as jy daai goed dalk op Vrydag gooi? Ja, so daai goed op Vrydag gegooi gekry het, ja. O ja, die wind het so Ja, verskillend. daai wind het so gewaai. Ja. Ja, ons het by daai dam gekom toe waai toe sulke branders daar by Mianzi, sulke halwe meter branders gelyk soos die see. Letterlik. Ja, dit was- ons het halwe meter golwe. ja, daai jy moet nou van die tafel af. Yes, ek is Ja, ek meet van die tafel af, ek meet mos ek staan mos nou nie op en meet nie. yes. Ja, maar dit was groot golwe geweest. Die wind het regtig sterk van voor af gewaai. Ons het 'n groot sinker gegooi met 5 pond en 7 pond lyn so gooi daai ding aan, lyk dit hy op 80 meter vassteek in die lug en val hy net daar. So daar is nie tyd vir spom gooi nie en die wind het letterlik gaan sak 6:00 die aand toe dit laat donker was. Ek meen dan om spom in die aand rond te gooi. Ek sal dit nie doen nie want ek meen eers met 'n plek maak jy groot lawaai en in die tweede plek gooi jy daai spom die hele wêreld vol. Jy weet nie waar hy val nie, jy weet ook nie hoe akkuraat jy dit gegooi het nie. Jy gooi dalk die voerplek vir die ouens langs jou. So ons het eers die Saterdag ek dink ons het so 10:00 11:00 die Saterdag het ons 'n paar spoms gegooi. Net so voor daai groot wind weer begin waai het. Maar ja, so ek sê, ons het actually nie vis aan. Die ding is jy sê nou byvoorbeeld as jy moet nou maar besluit neem as jy daar by die dam kom en kyk wat se oewer jy hengel en waar jy sit en ons weet daai oewers kan spotty wees. Sal ek jou 'n voorbeeld te gee? Ek meen dit help nie jy trek daai pen daar by Baartjies in daai baai en jy wil daar gaan 'n klomp voer gaan gooi nie want daar's 'n 2 meter diep tot op 150 meter. So as jy spom op 150 meter gooi en jy gooi 'n spul voer daar af, jy gaan 'n pophuis vol kleinvisse daar aanlok. So ek meen
trek daai pen en jy gaan doen dit gaan nie werk nie. Ek meen dan trek jy nou weer 'n pen dalk aan die rivier heel regs. Kan dit dalk nou weer werk want is diep water dan werk jy die prinsip wat om Barry met die boot doen. Ja. So dit is Maar maar wat ek wil waar ek wil maar kom is by ons het nou so 'n week of wat terug het ons 'n episode gedoen waar ons gesê het van die magnum van kennis wat jy het. Ons het hierdie week met Pap gooi of niks. So ons met Brendan hulle gesels het ons gesê van as mens Valdam vat en jy vra vir Gideon 'n vraag rondom Valdam, ek bedoel jy ken die oewers soos die palm van jou hand. Jy ken die water, jy ken die penne, jy weet, jy kan daar aankom en jy het vir jou 'n mental picture van wat voor jou lê, wat om te doen, wat het voorheen gebeur. ja. Meeste, ek gaan sê 95% van die ouens wat daai toernooi gaan hengel, het nie 'n tiende van die kennis van Valdam wat jy het nie. So meeste van daai ouens gaan met 'n predetermined plan gaan na die dam toe. Irrespekte van waar hulle sit, irrespekte van wat se oewer hulle sit. Hulle sal dalk 'n bietjie inligting kry by Leeuplaas, bietjie inligting kry van Hatsies en dalk 'n bietjie inligting kry van Maysfield. Op die einde van die dag is ek dink hulle gaan met vreeslik min kennis dam toe gaan en 'n besluit neem om te gaan hengel. En iets wat jy het nou gepraat van byvoorbeeld van die diepte. Jy het nou gesê by Hatsies of by Leeuplaas is dit 2 meter is dit so ver as dit kan gaan is dit 2 meter. En in die rivier gaan dit by die aard van die saak hy dieper wees, né? Nee? So wat ek nou maar net daarvan af vat is dalk vir die ou wat bietjie minder kennis het om een van daai makerfloats te vat. Vat vir jou hier laas jaar gedoen. Maak seker jy het genoeg makerfloats. Moenie net een vat nie. Nee, want jy gooi daai eerste een gooi jy af en dan jy sit jy met jou vinger in jou voefinol. Nee. So maak seker jy het 'n paar van daai makerfloats. Spandeer 'n tyd, kyk wat gaan voor jou aan, doen daai feature finding, gaan figure uit, gaan kyk video's hoe om dit te doen, hoe die ouens dit doen en maak 'n besluit rondom dit. Kry vir jou die inligting wat jy nie het nie en daar rondom kan 'n mens nou 'n besluit maak. Dis winterhengel. Dit was 'n bly winterhengel. Ouwen hulle het laas jaar gedoen by Leeuplaas en hulle was verbaas om te sien hoe diep dit is, want almal dink Leeuplaas is 'n vlak oewer. Maar ek meen op 120 meter is dit 5-6 meter diep. Dis 'n diep oewer eintlik maar. En 2 jaar terug het Brendan en hulle daar by Knoppiesfontein gedoen. Myself, ek meen daai is 'n nuwe oor wat ons nog gehengel het en toe het hulle daar gedoen. So ja, dis 'n goeie ding. Dit gaan jou definitief help. Definitief. Soos ons maar weet, ek meen ek Herman en Barry as ons by Steins inry, dan weet ons hoe lyk die water as die water op 30 of hoe lyk dit voor jou want ons het al daar gery toe die dam op 30% is. So jy weet presies wat voor jou lê. Nie presies nie, maar jy het 'n idee. Ek meen Steins het maar daai op en af kontour. Jy gaan nooit presies weet waar is elke gat nie. Maar soos kom ons sê soos by Steins, ons weet jy kan op 'n wal gooi daar want daai ding maak so. Ja. Waar kom ons sê soos Leeuplaas, daai oorloop so. Hy het in die verlede so 'n bietjie sandbanke gemaak party plekke, maar ek dink die laaste ruk daai ding loop so konstant. Leeuplaas gaan vinnig af, maar die ding is na dit dan bly hy plat. So jy gaan kry op daai 5 meter en daai 5 meter gaan dan aanhou vir die volgende 500 meter. Ja, ek dink hy raak about 6-7 meter. Ons hom gesleep het ons hom op plekke so 6.2 meter gekry, maar ja, hy word nie veel dieper as dit nie. Maar die ander ding wat ook 'n Sorry, ek luister by. En as die dam Ja, as die dam nou kyk hy's nog steeds op die stadium dink ek oor 100. Nou as die dam net so 'n bietjie terugtrek laat hy so op 90 daar rond is, dan kyk jy gewoonlik na so in die orde van 5.5 meter. Maar die ander groot ding wat die mense ook hulle self aan blind staar en ons as oorhengelaars sien dit baie kere raak. Ek meen daar's 30 penne op elke sone gepen. En op daai 30 penne is daar gemiddeld van tussen 3 en 4 ouens op daai water. So daar's 'n helse lot geraas op die oewer die Vrydag. Almal jaag daar in, dis 'n afgepakkery, dis tent opslaan, dis hamerskap, is hout neergooi. Ek meen daai vis is nie gewoond aan daai hulle vat die pad. En dit is ons het dit laas jaar gesien met ek wil amper sê LC hulle het max gehengel. Hulle het so ver gehengel as wat hulle kan. Ek en Gideon het so ver gehengel as ons kan. Die Johan Bekes obviously het so ver gehengel as wat hy kan. En dan as ek dit reg het, die ouens by Maysfield het nie nodig gehad nie want hulle het in
in daai konk gesit waar die rivier heelwat nader was, waar hulle letterlik, ek dink hulle het op 'n stadium gepraat van 10 of 11 meter water wat hulle voor hulle gehad het. Maar dit is definitief een van die dinge wat jou 'n bietjie van 'n voordeel gee as jy kan gooi, so as jy ou in jou span het wat kan gooi. Vir alles het rustiger raak. Ek meen as jy alleen as jy hele oewer op 120 meter kan hengel en jy kan op 140 meter hengel, dan hengel jy in jou eie water. Jy het nie daai line pressure voor jou nie. Jy stel jouself 'n bietjie in 'n beter posisie. Maar met die aard van die saak uit, jy het dit eintlik ek het nogal van jou opsomming gehou, Sakkie, toe jy sê meerderheid van die ouens gaan met 'n predetermined plan soontoe, want hulle is weekend warriors, hulle gaan soontoe want hy het nie daai kennis wat hy van oewer tot oewer nie. Ek meen ons hengel kompeterend op Leeuplaas 6-7 keer 'n jaar. Ons het nou 'n nasionale proef gehengel op Hardseas in 'n moeilike gedeelte. Ons het 'n Gauteng proef daar gehengel. Vroeger jare het ons kompeterend daar gehengel. Ek meen Masefields ken ek glad nie, maar ek sal weet hoe om Masefield te benader as ek daar kom en ek sien 'n stuk water voor my en ek kyk agter my en ons sal baie vinnig op 6 stokke sal ons op 'n plan uitkom. Maar ja, moenie Ja, ek meen as ons 'n sinker in die dam gooi, behoort Maar ons ja. al klaar te sien hoe diep dit is. Ek meen ons gooi nou by die rivier sinkers rond en ons kan dadelik gesien het dis diep water. Ons gooi die sinker, ons sien daai sinkers. Maar ja, as ek jy Dis weer is het die water. dit op die kop geslaan, ek sal nie met 'n predetermined plan soontoe gaan nie. Ek sal met 'n idee soontoe gaan, ek sal soveel as moontlik huiswerk doen. Ek sal 'n eenvoudige ding soos julle podcast kyk waar hulle praat met ouens, wat daar word altyd goedjies bespreek en al is dit in kort segmente word 'n ding bespreek, maar dis in daai segment waar jy oor iets praat. Ek meen daar's 'n podcast waar jy praat oor waar is die groot karpseun. En daar's daar 'n podcast waar jy praat oor wat was die verskil tussen wat Gideon gedoen het om groot graskarps te vang en wat hy gedoen het om nie die vis gekry het. Ek meen so in daai segmente tel 'n mens klein goedjies op. En ek meen ons sosiale media het so oorvloed van inligting. Ek meen as jy so 'n bietjie gaan soek, kan jy vir jou 'n beter geronde plan bymekaar sit as in teendeel om net te sê, weet jy, ek gaan soontoe, ons gaan 50 kg of 20 kg se gekookte kabooms afgooi op 'n gesette afstand en ons gaan daar draai vis vang. Want dis waar dit kan werk, dit kan 100% werk, maar dit kan jou 9 uit 10 keer uit gaan jou dalk in die gat byt. Al wat ek ook net daar wil sê, baie keer kry jy mense wat sê, hoor hierso, hierdie naweek gaan ek nou net vir groot vis gaan. En dan doen hulle alles anders as wat hulle normaalweg doen, want hulle probeer 'n groot vis vang. Probeer net 'n vis vang. 'n Vis is altyd groter as een wat jy nie gevang het nie. So, as jy eers begin vis kry, gaan jy begin sien, okay, hierdie werk bietjie vinniger as daai. Die vis is nou wel klein, is nie die grootte wat jy wil hê nie, maar ten minste begin jy 'n patroon kry van wat werk, wat om te doen. Dan kan jy bietjie verder gaan. Bietjie rondtweek en rondspeel. Jy het tyd van 'n hele naweek. So ou kan daai tipe goed uitwerk. Maar as jy gaan en jy begin dadelik met tiger nuts en Sondagoggend besef jy maar ons nog nie 'n byt gehad nie, wat dan? It's gone. Ja. Jy kan jy daar nog rustig Ja, jy moet teen Saterdagoggend 9:00 moet jy besef die deeg wat jy gebruik vir polismanne moet jy in die hoek sit. En hulle skiet. Ek dink ek sal, as ek nou byvoorbeeld kan praat uit ek wil nie sê uit my eie ondervinding of uit 'n leek se oogpunt uit maar ek praat uit 'n oogpunt uit van ek dink ek is baie nader aan die normale ou wat daai toernooi gaan hengel as dit julle is. As ek dit so kan stel. Ja, kyk, ons doen nou die podcast, so ek luister daar baie, so ons het al met baie ouens gepraat, so my idee het al baie gechange van hoe ek dit sê nou maar sou gedoen as ek nou regtig daar was. Maar as ek myself nou in 'n soos wat Herman net gesê het, 'n weekend warrior se voete se skoene sit en ek het nou ingeskryf vir hierdie toernooi. By hoeveel se inskrywing nou? $5,000. Hoeveel Gideon? Wat is die inskrywings nou? $5,000. $7,000. 7000. Nee.
So het my R7 betaal vir die inskrywingsfooi. Ek gaan myself uit hierdie game uitvoer. Ek wil vir my 'n groot vis vang. Ek gaan vir my 3 emmers mielies kook. En ek gaan voer tot daai vis eventually by my kol kom. En ek dink selfbeheersing is iets wat die ouens dalk maar net in hulle agterkop moet hou om nie alles te oorboord te doen nie. Nou dit is die oorboord voer en die oorboord drink. Maar wat die voer betref is dat ek dink baie van die mense gaan met die mindset gaan om baie voer in die water te kry, meer voer in die water te kry as die ou langsom. En ek dink in die winter kan dit jou dalk in die gat byt. Ek dink dit is dalk een van daai plekke wat dit is daai jou self terughou, die stokke bietjie langer te laat lê, nie te veel recast nie. Self bietjie terug te hou, sit down en nie te veel drink nie. Jy moet 'n goeie balance kry tussen die twee. Sakie is 'n moeilike ding om te sê. Ek het 2 jaar terug te praat, ek het nie naby Wynand hulle gesit nie, so ek kan nie sien wat hulle gedoen het nie. Maar toe ek met hom Morney Mostert praat, die Saterdagoggend, toe sê hy Wynand hulle het omtrent 100 spomse gegooi op 150, 160 meter. En toe het Morney hulle nog voorgeloop, want toe hulle het nie spoms gegooi nie, hulle het net begin visvang. Hulle het 'n paar mooi karpe gevang. En eventually toe begin Wynand hulle daai vis vang, toe beweeg hy vis op daai kol en hulle vang en hulle wen die kompetisie. Oom Lappies hulle het nou weer net regs van ons gesit. Hulle het net so klomp voer in die dam gegooi. Hulle het nie 'n byt gekry nie. So dis wat ek sê, dis maar jy moet Maar wat ek net sê is die ouens moet dit net in gedagte hou. Dat dit is nie noodwendig. Maar dis wat ek sê, jy moet oopkom die met die dam. myn rede nie. Dit is nie myn ding om te sê luister, hoor ek gaan nou meer voer gooi as die ou langs my nie. Want ek dink dit is wat 'n groot gedeelte van die ouens gaan doen. Gaan net sê luister, kom ons kies 'n afstand en ons gooi net op huis. Ek moet sê ons het laas jaar en die jaar voordat sien min mense doen dit. Ons het laas jaar daar was nie mense wat om ons voer gegooi het en die jaar voor dit ook nie eintlik so erg is. Net om lappies wat ek gesien het regs van ons het regtig baie voer gegooi het. Maar ja, soos ek sê, Jan Sleebush, ek het laas jaar gehoor van hulle ook. Hulle het ook 'n klomp voer gegooi Vrydag aand en hulle het ook eers later hulle vis begin vang. So ja, Dad, nou wil ek gou by Pa gehoor. Pa het verlede week toe ons nou met Brendan hulle met Pap gooi of niks 'n video gedoen het Pa gesê ja. Paul nou nog eendag met die boot gaan as daar nou sê net maar 'n liga vir ding is. Of ons nou met Grietjie gaan en daar voor gaan lê. Dink maar nie dit sal nogal so 'n snaakse ding wees as ons vir Grietjie in die water sit en op baie naweek net daar voor iemand gelê net gou so 2 emmers voer net daar voor uitgooi en wegry nie. As al 'n paar ouens wat R7 'n pen betaal het, wat regtig op en af gaan. ons sal hulle aandele gee in die wenprys. Nee, wat is die sakkie soos ons kyk na iemand wat regtig nou gaan sukkel. Nou ry ons in tot so op 60 meter, dan drop ons daai goed daar voor hom. 2 voerblokke, Oom kan 2 voerblokke 6 emmers. Oom kan hy hard ease kom. Daar op 60 meter 'n bergvoer gaan aflaai. Daai voer gaan ander in by die water uitsteek. Ja, ek dink net ek kan net imagine jy pik 'n random pen. Jy pik 'n random pen. Jy reis en stal dit op daai pen af. Jy stop so op 120 meter. Maak dit of jy so 2 of 3 emmers uitgooi. Die ouens gaan nie weet wat jy uitgooi. Jy gaan gou check as hy op 120 kan hengel gaan hy vir jou fluit en sê jy moet nader kom. Yes, ek kan dit nie Ja, weet. maar dit is 'n interessante kompetisie, die Gysbert. Maar ja, dis ag en dit is ook weer eens die Valdam het nie daai ons sê nou ons wil groot vis vang, maar die Valdam het nie daai groot vis wat solitary vis is wat ek meen wat alleen op hulle eie swem nie. Ek meen meerderheid van die size vis wat ons vang, ek weet dis 'n 3,5 4 kg vis. Hy swem nog rond in die skool saam met die jong vis. En hoe Barry dit nou opgesom het gesê, vang net eers 'n vis. Want dan as jy in die vicinity in die area van waar vis is en dan is die kans om daai vis te upgrade is baie goed. So weer eens, dit gaan nou oor die 3 grootste karps, maar dis ook die 3 grootste karps in Valdam. Ek meen jy vang op die boot vang jy dalk 6 en 7 kg vis, maar
Ja, ons het laas jaar Dis bitter selde dat jy ons het ja, laas jaar 'n 3 3 gevang en 2 net oor die 2 kilo en 2 oor die 2 kilos. So ons het nie eers 10 kilos ek meen ek het nou by met ons met die Promania se geyspitse NDI het ek dink ek het 'n karp gevang van 4.8 4.9 en dis 'n mooi vis van die 4.9. oewer af. Ek meen as jy Dis 'n ja, monster. nee maar ek meen as jy nie val Self van die dan boot af. 3 vis oor 4 kilos vang. Maar onthou Sakkie van die boot af vang jy baie van hulle. Van Ja. die kant af vang ons een van So, hulle ek in meen 6 as- maande. Ja, nee, ek verstaan dit, maar ek sê net dat selfs van die boot af is 4,5 is 'n groot vis. Dis nie Jy vang jy vang hy 6,5 kilo. Dis iets wat 'n mens dan een keer 'n jaar Ja nee, so maar dit kom weer daarop terug dat ons hengel steeds in die Valdam en die groter vis wat ons daar vang is nog steeds nie ou vis nie. Dis ek meen 'n karp van 3,5 kg is nog 'n jong vis. Ek meen hy beweeg nog in 'n skool rond. So Barry het dit eenvoudig gesê nou en hy het gesê vang net eers 'n vis sodat jy dan van 'n punt af kan werk as wat jy net ek dink nog steeds as jy enigiets as jy 3 vis oor 10 kg kan vang, dan is jy op 'n baie goeie plek. Definitief. Ek dink iets wat nogal in 'n kompetisie soos daai dalk nogal interessant sal wees, is as hulle gaan en sê byvoorbeeld, hoor hierso ons maak dit die Saterdag of die Sondag. Sê die Saterdag van 7 tot 3 hou ons 'n normale kompetisie tussenin. Nee, laat die ouens net hengel. Laat daai weekend warriors as ons nou van hulle praat, as daai ou kan sien, hoorie, maar hier sit 'n Gideon wat nou operate. Nee, almal het dieselfde tyd om voor hulle 'n voerplek te maak. Almal weet ons gaan môreoggend 7:00 begin. Almal weet al daai goed. Maar as jy gaan en sê hoor hierso 'n kompetisie binne in die kompetisie. Jou 3 grootste vis stel nog steeds vir die groot kompetisie, maar hier's daar addisionele 10 grand vir die ou wat die kompetisie gaan Side doen. quest. Jy weet daai tipe ding. Ek dink dit kan nogal moeë interessant wees. Sommige net 7 grand, betaal die entrance fee. Ja, ja. Ja, goed, maklik. dit gaan moeilik wees want op 'n dag die ouens slaap maar in die dag en ons ook. Ek meen ons En dan moet mense ons hele hanteer inweeg mekaar- doen. Ja, ons hanteer mekaar se stokke en ons skuif mekaar in en ons kap mekaar se stokke en trek mekaar se stokke uit. Ons hengel die organisasie van die ding is is redelik spot on. Ek meen hulle het weegstasies en hulle het beamptes op die oewers. So die organisasie van die ding is spot on en ek en Gideon alhoewel ons nie altyd met alles saamstem nie, maar ek meen Werner weet hoe om 'n ding te organise en om dit te promoveer. Tot op die plek waar dit 'n aanloklike ding is. En ek dink hulle het dit nou al reg gekry met die geyspitser. Ek meen as jy daar is, dan sien jy as jy die oggend daar aankom met daai penloting, dis honderde mense. Dis letterlik karre en trailers en bakkies. Hulle staan van die ingang van die herberg af tot daar by die polisiestasie verby. Dis 'n gros mense. So en ek meen is almal mense wat R7,000 betaal om in te skryf vir daai kans om en dan obviously vir geyspitser hulle om daai enorme kontant pryse te gee. Ek meen kudos vir hulle om dit in Valdam te doen. En vir die ouens 'n geleentheid te gee daarmee te doen. So dis 'n verskriklike interessante kompetisie. En as jy met die regte mindset so toe gaan, kan jy wen. Kan enigiemand wen. So nee, dis 'n interessante kompetisie. Ja, Jy moet net eers inskryf. My mindset. Wat is die probleem met so met ingeskryf hier? En oom gaan om sy boot Saterdag aand in die water wil sit, hulle gaan omkeer. Jy nou so gesels het. Ek dink dit gaan te koud wees. My pa is nog nie braaf genoeg vir dit nie, Herman. Maar by Herman jy wou net gesê het jy ook nog gesê van 'n 3 kg Kaapsterman Valdam is groot. En mense moet ook onthou dat Valdam is op oor 100% vol.
So ek bedoel dis jy wil 'n groot karp in Valdam in die 'n winter. 100% plus Valdam vang. So ek bedoel dis hoeveel wat was die Ook wat was oor die 100. waterlevel gewees laas jaar hierdie tyd? Ja, is ook vol gewees. Selfde. Maar ek Ook meen ons, hulle het dieselfde. laas jaar Ja. Net om 'n idee te gee, Sakie, die oewer wat ons laas jaar gehengel met Jansie, ek dink ons was 4 of 5 penne wat 3 karpe gevang het. Dis al. Daar het een pen 'n 5 eerste kg vis. karp gevang op so 50 meter. Ja, 'n halfuur na die kompetisie of ja, halfuur na die kompetisie begin het en ek dink is hulle eerste en hulle enigste vis vir die naweek gewees. As hulle nog 2 kilo en 'n half karpies gevang het, het hulle ons 10-2 gewen. Dis hoe moeilik dit was op baie oor waar ons was. Ek dink daar was letterlik 4 penne gewees wat 3 karpe op daai penne gevang het. Ja, sien op Ja. baie stadiums soos my pa sê, Ja. vang net 'n vis. Ja, maar Jansie was laas jaar. Dit was moeilik. Jansie was laas jaar sports. Maar in Dit geval. was moeilik. Maar Hoe laat begin julle Vrydag? Ek dink is 3 uur ja. So 3 uur oom. Dink jy kan 12 uur, ek dink ons kan 12 uur gaan ons in. Kan jy kamp opslaan en dan ek dink Ons 3 staan die uur, kamp op. 3 uur begin die kompetisie amptelik. Dan blaas daar sirene. So jy kan nie 3 hoef nie 3 uur Ja, eers as te jy die gooi nie, glase so voor die gekry tyd gooi. 3 uur. Net 'n brandewyn. Nee, mag eers 3 uur in die dam gooi. Ja. Ja. Jy kry glase uithaal. Alright manne, maar ek dink die tyd het ons gevang. Ek dink dit was 'n great stukkie gewees rondom die Gysspitser ding. Die rede hoekom ons dit maar gedoen het, nou so 'n bietjie vroeg, ons weet is nog 'n maand weg. Ons het daaroor gepraat en gesê dat luister, gee dit mense die mense 'n bietjie tyd om te begin dink in daai lyn van hoe ons half gesels. As daar iets is wat julle wil oefen, julle het 'n maand om te oefen. Julle het genoeg tyd om julle goed reg te kry. Daar's genoeg tyd om inligting in te vorder. Daar rond gaan gym toe oefen die skouertjie. Begin daai brandewyn budget bymekaar kry. Maar ek dink net dis 'n goeie ding om 'n bietjie langer uit verder weg van die kompetisie af daaroor te gesels, net om vir die mense 'n bietjie kans te gee om die goed te verwerk. Gideon, Herman, ek wil vir julle dankie sê vir die deel. Julle is 2 van die groot name in die kompetisie. So vir julle om saam met ons te kom openlik deel, wil ek vir julle baie dankie sê. Meneer Gideon, plesier. dankie. Meneer Herman, dankie. Sakkie, dis 'n plesier. Soos ons sê, daar is nie te veel om te deel nie. Dis maar dis moeilik om As te jy sê. 3 vis vang, as jy 3 vis vang, is daar nie veel om te sê nie. Ja, dit klink maklik, maar dit is nie maklik nie. Dis jou benadering moet jy maar oopkop aangaan en Ja, gaan visvang. beslis. Ja, Herman, Sakkie van nogmaals, Ja. ja. Nee, gaan nou. Herman, maar van ons kant af wil ek net vir jou nogmaals baie geluk sê. Dis 'n helse prestasie en dit is 'n prestasie wat jy die hele jaar gaan deurdra. Dis nie net 'n weekend deurhou nie. Dit is iets wat jy vir die res van die jaar op jou by jou saam kan dra en sê, weet jy wat, ek is sportsman van die jaar. Ek dink dis 'n helse prestasie om te doen. So van ons kant af van Original Baie Mooties van dankie, Original Podcast, wil ek net vir jou sê wel dan. Lekker om dit saam met julle te deel en by julle groep te wees en ja, nog iets wat die original reg gekry het. It's nice om daar te wees. Dankie. Nee, wel dan. Van ons kant af. Wel dan. Dit en dan wil ek vir Paak dankie sê, Paat vanaand actually die mic nie goed gevat. So dit hierdie week voel weer pas 'n ordentlike podcast week, Paat actually mic weer 'n bietjie gaan aflaai en so ons begin nou weer terug hierdie ding kom ons was net 'n bietjie koud gewees hier oor die winter. Daar's net een probleem. Ek het Wat? sit net en dink volgende week is ook weer 'n probleem. Ek weet nie wat ons is nie hier nie. So ek weet nie hoe gaan die sein wees in Dikololo nie. Ek gaan bietjie daai kant toe, dan gaan ons so bietjie die boot vat en bietjie 'n dag of wat daar by Rode Koppies hengel. So ons sal maar moet kyk wat's die situasie. Ag maar as jy sy nie Dink reg ek gesien, julle sien ons die volgende week nie dan verstaan die mense ten minste hoekom. Wel wat ek net nou aan gedink het is jy het net gesê ons het eintlik nog 'n co-host. En hy Ja, het los 'n hom kamera voor op die en 'n mic. So Ons het maar al by Gideon. dalk kan jy en hy volgende week 'n ander gas sê as ek dit nie kan maak nie.
Ja, God sal kyk hoe die Nou laat wind ons kyk hoe maar lyk as die ons syne volgende as ons week daar kom dan As ons volgende week nie 'n episode het nie, het ons nie 'n episode nie. As ons 'n episode het met my en Gideon, het ons 'n episode met my en Gideon of ek en Pa, ons sal sien wat. Ons sal kyk, ons doen wat ons kan doen aan die kant. Op 'n einde van die dag is ons daar's 'n klomp goed wat buite ons beheer is. En dit is winter. My en Ons weet Herman die net nie engele rode stadig. koppies te vat nie. Ek en hy is allergies vir rode koppies. Weet jy, So, Sakkie het jy al gesit, sit het jy al hele gesit en naweek kyk hoe gesit verf en- droog word. Kom. Dis pretty much it. Dis pretty much ag nee. Julle het nou mos net gesê julle is Suid-Afrika se beste pen. Wil jy vir my sê julle gaan 100%. rode koppies doen julle blank? ja. Vir 'n hulle vat naweek. Die ouens hele saam. naam. Vir 'n naweek. Saam Hulle met vat Owen. ouen Ja, nee. en 'n rabbedak saam. Maar ons is daarom nie enigsins wat dit reg gekry het nie. Daar's twee gesoute hengelaars langs ons wat dit ook reg gekry het en daar's 'n gesoute hengelaar na ons daar gewees wat dit ook reg gekry het. Maar ja, Ek sien volgend op Facebook dat Wimpy Ja. de Tooi. Ek glo Ja. julle sal hom ken. Ek sien hy het die naweek een gekry van Op 15.5 wat se en oewer? een van 18.6. Ek is nie seker. Ek het nie met hom gepraat Ja, nie. ons Ek het het net gesien, die Facebook ding gesien. ek sien Mia sit dan iets opgesit van daai dam is nou ons onder die oor jas. dat ons op ons het daar, ek meen aan die oorkant van ons het ons die laaste aand het daai ons twee runs gehad. Robert Norke en Morney Ludik is al twee ook jy weet, twee baie goeie hengelaars. Hulle het al twee Daar's hulle was geen- daar gewees van die donderdag af en nie byt gekry nie. Ouen obviously verstaan daai spesie ding daarso. Ons drie het nie 'n byt gekry nie. Spesifiek daarso. Spesifiek daar. Maar die oewers ver meer na die Waalse kant toe. Daar het ons gesien het 'n paar vis uitgekom. Ek dink daai JC het ek dink hulle het 4 vis gevang. En dan het daar nog ek dink een of twee 20s en 19s uitgekom. Ja, Chickie Jacinte. Eina pyn. Dat Dan het gaan ek pa nie eens low range ja, vir baie netjies vol. uit te- Het pa low range op Griekie. Nou Ja, dit toe ons het al dit was so dit so erg, verander ja. nadat julle daar was. Al was Jacinte. Ja, daar was 'n spiljas in toe ons al was, Ja. maar nie voor ons nie. Dit het verbygekom die hele tyd. Ek dink die groot ding gaan oor 'n mens moet absoluut kyk hoe die wind waai. So- Ek het per toeval het ek nou klaar begin om monitor Sondag, Maandag en Dinsdag waai die wind die hele tyd so noordoos, noordoos die hele tyd daai kant toe. So hy gaan die Jacinte behoort hy stelselmatig alles oor te druk na die suidweste toe. Weste en suidweste daai kant toe. So my plan was maar om iewers hier aan die noordooste kant te gaan voer en dan nou Woensdag daar te gaan hengel. Per toeval donderdag sien ek draai dan heeltemal om. Donderdag waai die wind suidwes. So dan gaan hy al daai goed weer terugbring die kant toe. En dan Vrydag waai weer noordoos. So dis net daai een dag tussenin. So ek hoop dat as dit die geval is dat ons hom raak kan vang en laat ons 'n dag se hengel kan inkry. Ja. Ek sal maar gaan kyk. Ja, ons kyk wat gebeur. Dis altyd mense kan doen. Maar ja, vir die luisteraars wat geluister het tot nou toe wil ek vir julle baie dankie sê. Ons is hopelik volgende week weer terug op ons plek 12:00 Woensdag. Hopelik sien ons julle daar. As julle nie daar sien dan sien ons julle week daarna. Maar ons gaan nie weg nie, ons is net net te breek. Anyways, alright, geniet julle